Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 20ste Mei 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En dan sien ons dat Pinocchio en Comrade Steenhuisen is nou op pad daar na die Verenigde State van Amerika toe om blykbaar te gaan beredder wat beredder kan word. En 'n mens kan maar net wonder oor hoe suksesvol hierdie besoek gaan wees. Want is duidelik dat Steenhuisen net saamgeneem word om die vriendelike witgesig te wees, om te gaan sê dat daar nie aanvalle op plaasboere is, moorde is nie, dat daar nie onteiening van grond sonder vergoeding plaasvind nie, en dat alles wat Donald Trump en sy regering gehoor het, is eintlik net misleiding. Nou ons weet dat verlede week het Amerika ook hulle samewerking betreffende die opkomende G20 vergadering in Johannesburg hier in November, het hulle dan ook hulle mense wat gehelp het onttrek van die projek af, juis as gevolg van hierdie voortgesette kill the farmer, kill the boer, en daar is geen aksie of reaksie nie. Dit gaan baie interessant wees om 'n uitsending te kan sien van die bymekaarkoms van Donald Trump en Ramaphosa. Baie soos die Zelensky geval, sal dit goed wees om te sien wat sê Ramaphosa vir die wêreld en wat sê hy vir sy mense terwyl hy langs Donald Trump op daai bankie sit. En wat gaan Donald Trump kwytraak ten opsigte van die situasie in Suid-Afrika? Want ek dink een ding wat ons regering nie mooi besef nie, is dat niemand uit Suid-Afrika werklik vir Donald Trump hoef in te lig oor die situasie in Suid-Afrika nie. Hier is waarskynlik 'n paar honderd CIA-agente bedrywig in Suid-Afrika wat vrylik rond beweeg, wat optogte bywoon, wat hierdie skares monitor, wat luister wat daar gesê word, wat elke videoklip deurwerk en wat elke berig, koerantgewys, artikelgewys, waarskynlik deurwerk, om te kyk dat hulle presies op hoogte is van alles wat in Suid-Afrika aangaan. So vir elke verskoning waarmee Ramaphosa gaan opkom, of van sy kant af, elke motivering waarmee hy gaan opkom oor hoekom hulle sekere aksies neem, gaan Donald Trump waarskynlik 10 reaksies teenoor Cyril se stelling hê en dit uitspreek. Dit gaan baie interessant wees. Dit is natuurlik ook interessant om te sien dat hy wel gegaan het na Amerika, nadat hy soveel keer uitgevaar het teenoor Amerika se beleid. Hy gaan soontoe te midde van baie onstabiliteit hier in Suid-Afrika. Net gister was daar weer groot aksies aan die gang, daar in Diepsloot se omgewing, waar die hostel inwoners kwaad is oor dienslewering en die feit dat die munisipaliteit hulle nie ondersteun nie. Daar's ander beeldmateriaal van plundering wat plaasgevind het, weer eens 'n vragmotor wat net eenvoudig gevandaliseer word, alles word gesteel en dit verdwyn tussen die skare in. Beeldmateriaal meer en meer op die voorgrond, daar uit die Vaal-driehoek uit, van hoe lyk die paaie, hoeveel slaggate is daar by baie interseksies. Dis amper ongelooflik om te glo dat dit eens op 'n stadium 'n netjiese, ordentlike, werkende pad en
strukture was. Dat Suid-Afrika in 'n duidelike verval verkeer, terwyl die regering ver verwyderd van die mense op die grond lewe in goed beskermende en beveiligde akkommodasies waar hulle nooit beerkrag ervaar nie. Daar's groot bystands kragopwekkers wat outomaties aanskakel as die krag sou afgaan. So hulle lewe buite hierdie spektrum van die gewone mens. Ek sien beeldmateriaal van konvooie, slap voertuie wat hooggeplaasde van een plek na 'n ander plek moet vervoer. Die hoeveelheid vermorsing wat plaasvind, want hoekom ry hulle net met een kar nie? Hoekom moet daar so baie karre wees wat saamgaan? Almal kripvreters wat gaan bywoon, waar dit ook al plaasvind. Die misbruik van mag. Paul Masitile is 'n leiwagter wat die mense aangerand het daar op die snelweg in Johannesburg. En daar is net geen verklaarbare oplossings wat gegee word nie. Daar is nie 'n plan om te herstel nie. Ek sien die sinkgate daar in Pretoria. Daar is nie geld om daai sinkgate mee te herstel nie. So wat gaan nou daar gebeur? Gaan hulle nou maar dit laat groter word totdat daar nog huise ook ineenstort? Of wat gaan daar gebeur? En oral sien ons hierdie dinge gebeur. En alles kan jy terugtrek na die korrupsiefaktor in die regering, die diefstal van groot somme geld, wat grootliks bygedra het tot die feit dat Suid-Afrika nou bankrot is. Dat dit elke maand waarskynlik 'n gesukkel is om finansies bymekaar te kry, om SASSA te betaal, om staatsamptenare te betaal, die weermag en die polisie. Ek hoor van die weermag se gevaartoelaas is nie uitbetaal nie, hulle kry dit nie meer nie, of die geld het verdwyn wat daarvoor begroot was. Dis net een groot gemors, die een op die volgende, en waar gaan dit eindig? Ons moet vir Donald Trump baie dankbaar wees dat hy ons eintlik in die kollig van die wêreld geplaas het. Want ewe skielik is daar baie aandag op Suid-Afrika. En het sy Donald Trump 'n goeie president is of nie, is irrelevant, maar hy die aandag op Suid-Afrika gevestig. En dit wil nie lyk of dit 'n verskil gaan maak nie, want hoe meer druk daar van die buitewêreld af op Suid-Afrika toegepas word, hoe groter is die poging van die ANC, die EFF en hierdie ouens om net voort te gaan met hulle planne. Maar ek het ook 'n meningspeiling gesien dat daar's meer ondersteuners van die ANC, van die Umkhonto we Sizwe party en verskeie ander partye, groter dele van hulle ondersteuningsbasis glo nie dat daar moet voortgegaan word met grondonteiening nie. Dis net in die EFF waar daar 'n meerderheid van hulle lede is wat sê die grond moet onteien word sonder vergoeding. En dit is dan net weer eens 'n vraag wat na vore kom, as ons nou gaan kyk na wat het in Rhodesië en Zimbabwe gebeur, toe hulle tegnies bankrot was en hulle geen uitkoms gehad het nie, het hulle die mense probeer paai deur plase te vat en vir hulle te gee. En op die ou einde is daar niks geproduseer nie. So hierdie amper oorbruikte, misbruikte kreet oor grond en vir grond word net gebruik om die massas te paai. En op 'n manier hoop hulle dan
om op die een of ander wyse seker geld in te kry sodat hulle die dinge kan herstel. Maar mense is so gewoond aan die regering plunder, dat ek nie dink op die ou einde van die dag gaan dit ophou gebeur nie. Dit sal net voortgaan en daar is geen manier hoe Suid-Afrika ooit in die afsienbare toekoms sal terugkeer na normaliteit nie. 'n normale, georganiseerde samelewing nie. Dit sal nie gebeur nie. Want Ramaphosa sal sy Pinocchio status gestand doen terwyl hy in Amerika is. Hy sal voortgaan met sy openlike leuns wat hy vertel. Hy sal probeer verskonings kry. Hy sal probeer om Donald Trump te oorreed dat hulle het eintlik 'n reg daartoe om die grond te vat, want hulle was voorheen benadeel, maar hulle was nie die afgelope 30 jaar benadeel nie. Daardie verskoning sal nie meer afgaan nie. En ek dink dat Comrade Steenhuisen nou ook finaal sy naamlike waan gemaak het, dat sy geloofwaardigheid daarmee heen is en daarmee saam vat hulle die DA teen die afgrond af. Ek dink nie die DA gaan hond daaraf maak in enige verkiesings vorentoe nie. Ek dink hulle gaan geweldige steun verloor as gevolg van hierdie saamploeter met die ANC houding. Almal wat daar in die regering van nasionale eenheid sit. Wat natuurlik dreig om elke dag in duie te stort. So dink ek dat hierdie besoek aan Amerika suksesvol gaan wees. Miskien met lip service, ja. Miskien stem hulle in. Maar die vraag is, gaan dit op die grond enigstens 'n verskil maak? Ek dink nie so nie. Maar dit gaan 'n nuuskierige of 'n interessante volgende paar dae wees. En die ontmoeting tussen Trump en Pinocchio gaan baie interessant wees. Gaan goed wees om te kyk. Ek dink julle moet solank julle popcorn gereed kry vir hierdie ding wat gaan afspeel. Intussen kan ons bewuste mense maar net voortgaan om onsself voor te berei vir die ergste. Want niks gaan dinge net laat verander nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan weer môreoggend met julle. Staan sterk. Wees positief. Want ergens vorentoe is daar hoop.